Ek kan maar die plekke inneem, baie dankie. Goeiemiddag, liewe vriende. Vergun my asseblief die geleentheid om ook namens die kerkraad van NG Gemeente Falconridge ons innige simpatie te betuig aan u as familie en vriende van JB, soos ons hom geken het, Johan Barnard. Ons harte gaan uit na julle elkeen en dis ons gebed dat ons Hemelse Vader vir u sal vertroos, bemoedig en versterk. As ek nou vir u moet vra wat die mooiste geluid op aarde is, dan kan daar baie antwoorde wees. Iemand sal sê, dis toe hulle nou die heel eerste keer by die dokter gekom het, met die vrou se swangerskap, en hulle die sonar op haar geplaas het, en hulle gehoor het, hoe dit die babietjie se hart klop vir die eerste keer. Is nogal 'n mooi geluid. Ander mense sal weer sê, maar as daai babietjie gebore word en sy eerste skree gee, dis die mooiste geluid. Maar as jy nou vir iemand soos JB sou vra, en enige ander car guy, ek weet, want ek is ook een, dan sal hulle vir jou sê, dis wanneer 'n V8 idle. As niks mooier is dit nie. Behalwe as hy nou behoorlik getune is, en die heads gepolish is, en hy nou 'n free flow exhaust op het, dan klink hy eers mooi. Om so afskeid te neem van 'n vriend en 'n geliefde, is beslis nie maklik nie, maar ons weet waar ons troos vandaan kom. Ek gee graag vir 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed, daarna sal ons voortgaan met ons gedenkdiens. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ja, Here, u bly vir altyd getrou en u laat nooit die werk van u hande vaar nie. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Voordat ons met ons diens voortgaan, gaan ons net na so 'n kort skyfie vertoning kyk, 'n bietjie weer 'n paar aangename herinneringe op te roep. Tell me, what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? 'Cause here on earth it feels like everything good is the same since you left. And here on earth everything's different. There's a
there music? Is there art and invention? Tell me, are you happy? Are you more alive? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angels' choir, and I hope the angels know what they have. I bet it's so nice up in heaven since you arrived, since you Mens moet altyd die mooie herinneringe bly koester. Ons gaan begin deur lied 525 dan as 'n loflied saam te sing. Kyk mooi na die woorde van hierdie lied. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U my die hart. U gee ons U seën soos 'n milde reën. En dan begin dit nou by die troos. U vertroos in smart. Ons weet ook in ons leed leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade. En kyk ook na die tweede en die derde vers wat ons gaan saam sing se woorde. Kom ons sing al 3 verse tot eer van die Here. Maak U my die hart, U gee ons U seën, soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, leef ons onder U genade. Vrees ons nie die kwade, ook in sterven smarte, weet ons in ons harte, ons verlosser leef, en die liggaam sterflik, sal U onverderflik, eenmaal later leef. Laaste vyand aardse dood, hoe ons soms vir Jou ook bewe, Christus is ons lewe. Here gee U lewe, so word ons vergewe, en verlos van dood. In U groot ontferming, gee U ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U Heer, o Heer, in U heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe.
ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bring vanmiddag aan U al die lof, die eer, die dank, die aanbidding en die heerlikheid wat U tot in ewigheid toekom. Omdat U in Christus vir ons U lewe gegee het, sodat ons verlos kan word van die dood. Dankie dat U in U groot liefde en genade ons aanneem om deur ons geloof in Jesus U kinders te wees, om aan U te behoort en te weet, die dood is nie die einde van alles nie. Die dood is maar die deurgang tot die ewige lewe. Vader, dit alles het U moontlik gemaak deur die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus aan die kruis. En daarvoor is ons opreg dankbaar. Loof en prys en dank ons U. Is ons gebed, Here, dat U vandag vir elkeen van ons deur die woord en gees 'n boodskap van troos sal gee, wat ons kan bemoedig en versterk in ons geloof, en wat ons kan motiveer om ons dankgebede tot U te rig, en U daardeur te eer en te verheerlik. Ons dank U vir die lewe van JB, en dat ons op 'n manier daarvan deel kon wees. Ons dank U vir die aangename herinneringe, en ons bid, Vader, dat U genade vir ons genoeg sal wees, wanneer ons hom mis, en wanneer ons na hom verlang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing is vanmiddag uit die tweede brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe. Ons gaan uit die eerste hoofstuk, die vers 3 tot 11, saam lees. Die opskrif van die gedeelte is danksegging na 'n moeilike tyd. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid, en so sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Tot sover ons skrifgedeelte. Geliefdes, dit is moeilik om lyding te verstaan. Dit is een van die dinge in die lewe wat ons regtig mee worstel om sin van te maak. JB was die laaste ruk regtig baie siek gewees. En 'n mens verstaan nie altyd waarom mense partykeer so lank uitgerekte lyding moet hê nie. En veral as 'n mens daaraan dink dat kinders van die Here ook soms swaar kry. En partykeer lyk dit asof goddelose mense voorspoed geniet. Dan raak hierdie sommetjie nog moeiliker om te maak. En dan wonder mens baie keer, maar wat het ek verkeerd gedoen, dat ek nou so moet swaar kry, so moet ly?
dat ek nou 'n geliefde aan die dood moet afstaan en moet afskeid neem van iemand wat so groot deel van my lewe was. En dan wonder 'n mens of ons lyding nie darm maar net te erg is nie. Of dit ver by ons kragte gaan nie. En ons wonder, maar wanneer gaan dit eind kry? Wanneer gaan dit weer beter gaan? Wanneer gaan dit nie meer so erg wees nie? Partykeer voel dit ook vir 'n mens asof jou gebede nie verhoor word nie. Jy bid en dit voel asof dit net glad nie help nie. Dinge word net nie beter nie. En dan kom 'n mens baie keer onvermydelik by die vraag uit, maar waar is God dan? Hoor hy my nie? Sien hy nie my swaar kry en my trane en my lyding raak nie? Wat het van hom geword? Paulus het ook swaar gekry. Hy het ook lyding ervaar. Hy weet wat dit was om swaar te kry, want hy sê die swaar wat ons moes verduur in hierdie gedeelte het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons alle hoop om te bly lewe laat vaar het. Hy het op 'n punt gekom waar dit so sleg met hom gegaan het, dat hy gedink het, dis verby, dis klaar, die lewe hier op aarde het tot 'n einde gekom. In 2 Korintiërs 11 vertel hy vir ons van al die swaar kry. Hy skryf, ek het hard gewerk. Ek was in die tronk, meer as 1 keer. Ek is geslaan, ook meer as 1 keer. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 keer het ek van die Jode 39 houe gekry. Hulle het geglo die 40ste hou maak jou dood. So net voor jy dood gaan hou hulle op. 39 houe. 3 keer het ek lyfstraf gekry en 1 keer is ek met klippe gegooi en hulle het hom agtergelaat vir dood. Hulle het gedink is klaar met hom. 3 keer het ek skipbreek gely en ek het 24 uur op die oop see deurgebring. Boonop was daar oral gevare en bekommernisse en my woorde, medelee, uitputting. Hy vertel hoe dat hy nagte deur geworstel het en vir die gemeentes oor wie hy bekommerd en besorgd was, gebid het. Mense aan wie hy die evangelie verkondig het, nou dat hy nie daar by hulle teenwoordig kan wees nie. Gaan lees gerus 2 Korintiërs 11. Die vraag is maar, waarom het Paulus dan so swaar gekry? Hy het gedoen wat die Here wil hy moet doen. Ja, daar was 'n tyd gewees wat hy dit nie gedoen het nie, wat hy gedink het, hy dien die Here deur die Christene te vervolg en hulle dood te maak. Totdat hy op pad na Damaskus die Here Jesus ontmoet het en tot bekering gekom het. Toe het hy begin om vir die Here te werk, om die evangelie te verkondig onder die heidenasies, onder die moeilikste omstandighede. Nie met 'n vliegtuig of 'n V8-kar rondgejaag om by al die mense te kan uitkom nie. Hy het met sy voete geloop en soms dan nou ook van 'n boot gebruik gemaak. En dan is dit nou nie 'n plesierboot soos die vakansie wat jy gehad het nie. Sommige so ou skippie. Hoekom al hierdie swaar kry? Hoekom is Paulus soos Tans Tini van agter elke man altyd gesê het, en as jy nou weet waarvan ek praat, is jy oud genoeg, nou nie die ouderdom weggee nie. Sy weet ook nie hoekom sy so met suffer nie, is wat sy altyd gesê het. Paulus skryf in hierdie gedeelte en hy gee vir ons die redes hoekom al hierdie goed met hom ook gebeur het. Hy sê hierdie goed gebeur want God bemoedig ons altyd en oral met deernis en met liefde. In ons swaar kry is ons nie alleen nie en God los ons nie. Hy is daar om ons moed in te praat, om ons te bemoedig en vir ons die krag te gee sodat ons die swaar kry kan verduur. Sodat ons in staat is om saam met hom ander kant heel te kan uitkom. En hy doen dit met liefde. En God bemoedig ons, sê Paulus, sodat ons hierdie bemoediging wat ons van hom gekry het, weer kan gebruik om ander mense te bemoedig, om hulle moed in te praat, wanneer hulle swaar kry. As ek iemand anders sien wat deur soortgelyke omstandighede gaan, waardeur ek dalk gegaan het, dan kan ek met deernis en met empatie en met medelee so 'n persoon bemoedig, want ek weet mos wat dit is.
Alhoewel ek nie weet hoe hy voel nie, weet ek hoe ek gevoel het. Paulus skryf ook, dis sodat ons gered kan word uit daardie swaar kry en weer versterk kan word, nuwe krag kan kry. Iemand het een keer gesê, die grootste teenspoed wat 'n Christen kan tref is voorspoed. As dit altyd net met jou goed gaan. Want as dit so goed gaan met 'n mens, dan vergeet jy partykeer om dankie te sê, vergeet jy partykeer waar die genade vandaan kom, vergeet jy partykeer van die Here, en begin jy al hoe meer op jou eie krag staat maak. As jy swaar kry wat ons leer om in afhanklikheid van die Here te leef, en innerlike krag daardeur te kan put en sterk te kan word. Hy skryf ook ons leer om met geduld lyding te kan verduur. En daai woordjie geduld, dis mos maar 'n moeilike ding vir die meeste van ons, nie waar nie. Val as jy nou nog 'n car guy is. Ek het een keer saam met iemand aan 'n kar gewerk, toe vra hy vir my, ek net al bietjie een kant gaan staan, want hy het nou nodig om bietjie met hierdie kar te praat. Ek kan maar dink wat dit beteken, hy het nou sy geduld begin verloor. Dit leer ook hoop op God, met 'n vaste verwagting. Swaar kry leer ons om te hoop. Om te hoop op God, wat vir ons weer redding en uitkoms gaan gee. En dan, vir my een van die mooiste redes, wat Paulus hier noem, sodat ons nie op onsself moet vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. God wat in staat is om dooies lewendig te kan maak. Op hom moet ek vertrou, nie op myself en op my eie krag nie. Christus het vir ons gewys dat God dit kan doen. Toe hy Lazarus uit die dood opgewek het, vir klein Tabitha uit die dood opgewek het, die dogtertjie van Jairus uit die dood opgewek het, en toe hy self uit die dood opgestaan het. En daarom het ons 'n hoop op God, wat ook vir ons, wat in hom glo, die ewige lewe gee. En ons weet hy kan dit doen, want hy het dit in die verlede bewys. Toe Jesus op die berg van verheerliking was, saam met sy binnekring disippels Petrus, Jakobus en Johannes, het Moses en Elia, wat lankal in die Ou Testament al geleef en gesterf het, aan hom verskyn. Nog 'n bewys dat God die dooies opwek tot die lewe. Toe Johannes op die eiland Patmos was en die Openbaring geskryf het, het hy visioene gesien van die hemel. En wat het hy daar gesien? Hy het die gelowiges daar gesien. Massas van hulle. 'n menigte wat jy nie eens kan tel nie. 'n Bewys dat God dooies opwek tot die lewe. En daarom moet ons op hom vertrou, nie op onsself nie. En dan die laaste ding wat Paulus in die gedeelte noem as 'n rede, is hierdie swaar kry, hierdie beproewings, hierdie lyding, lei tot gebedsmotivering. Dit laat ons bid. In ons vertroue praat ons met God en ons vra sy hulp. En as hy ons daardeur gedra het en ons bemoedig en ons versterk en ons gered het, wat doen ons? Ons bid weer en ons sê vir hom dankie. Paulus sê, so word die dankgebede meer en God ontvang die eer. Luister 'n bietjie hierna. Trek al wat ons, dis nie onttrek nie, dis al wat ons vir mekaar kan doen is dit. Maar vir mekaar is al wat ons kan doen. Maar as dat vir jou, is dat nog. Dit was JB se laaste woorde aan my, 2 dae voor hy oorlede is. Hy het gesê, ons kan net vir mekaar bid. Ek het met hom daaroor gepraat, hy het my gevra, hoe gaan dit met my, want soos julle kan hoor, is ek nie gesond nie. En hy het my gesê, hy bid vir my, en ek het vir hom gesê, ek bid vir hom, en dis hoe hy sê, ja, dis al wat ons kan doen, so ons kan vir mekaar bid. Hy het dit ook verstaan, dat die dankgebede meer word in tye van beproewing en swaar kry. En dat ons vir mekaar bid, en dit versterk ook ons geloof.
Dit bemoedig ons ook onderling. JB het dalk vir jou ook gebid, in jou tye van swaar kry. Selfs al het jy dit nie eens geweet nie. En jy kan vir die Here daarvoor dankie sê. Nou wat is ons einddoel van dit alles, van die lewe? Wat is die checkered flag waarheen ons op pad is? Die wenstreep wat ons wil bereik. Hy was baie lief vir Formule 1 wedrenne. En dis hoekom dit ook ons tema vandag is. Met daai big block wie uit wat hier staan, met daai, dis nou 'n free flow exhaust system as jy nog nooit een gesien het nie. Dis hoe hy lyk. En die vla daar agter, karretjies wat deel is van die uitstalling van die verversings. Hy was baie lief vir motorwedrenne. Wat is die einddoel van ons lewe? 1 Korintiërs 15 vers 54 skryf Paulus, en wanneer hierdie verganklike liggaam van ons met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. So wanneer ons hierdie liggaam van ons wat hier op aarde is, wat vol siekte en pyn en lyding is partykeer, wanneer ons afstand doen van hom, wanneer ons laaste asem uitblaas, dan gee God vir ons 'n verheerlikte liggaam, om vir ewig saam met hom te kan wees, vir ons wat in hom glo. En dis die oorwinning, dis die wenpaal, dis die checkered flag. In Openbaring 2 vers 7 skryf Johannes, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Dis simboliese taal, waarin Jesus sê, hulle wat die oorwinning behaal het, wat vasgehou het in hulle geloof, wat volhard het, wat die oorwinning behaal, die ewige lewe kry, hulle kry die ewige lewe, die boom van die lewe in die paradys van God is 'n simbool van die ewige lewe. Openbaring 2 vers 11 sê hy, die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Die eerste dood is ons liggaamlike dood, die tweede dood is dan nou die ewige dood vir hulle wat nie in God geglo het nie. Daardie tweede dood sal ons nie tref nie. Openbaring 3 vers 5, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra, weer simbolies vir gereinig van die sonde. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Nooit. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Dit herinner ons ook aan die gelykenis van die talente, waar Jesus dan nou sê, die eienaar van sy slawe, nadat hy teruggekom het, en hulle bring hulle talente terug, en die wins wat hulle gemaak het, dan sê hy vir hulle mooi so, goeie en getroue diensknegt, kom in, kom deel in my vreugde. Hoekom? Want hulle die oorwinning behaal, hulle die checkered flag gekry. En ons glo, dat JB se laaste asem wat hy uitgeblaas het, ook sy checkered flag was. Dat dit 'n deurgang was na die ewige lewe by God. En dit troos ons, dit bemoedig ons, en dit motiveer ons, om vas te hou in ons geloof in Jesus, om te volhard daarin, om nie op onsself te vertrou nie, maar op God, wat in staat is om dooies te kan opwek tot die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wat hier op aarde is, sien daarna uit om ook die wenpaal te kan bereik, om ook die ewige lewe te kan binnegaan. Want terwyl ons hier op aarde is, Here, is daar baie keer lyding en swaar kry, hartseer en trane, en dis nie lekker nie. Maar ons weet, Vader, ons is hier op aarde, omdat U ons hier nodig het, omdat ons 'n doel het. En daardie doel is dat ons mekaar ook moet bemoedig, in tye van swaar kry, met die bemoediging waarmee U ons bemoedig, sodat die dankgebede meer kan word en U die eer kan ontvang. En daarom bid ons, Vader, dat ons soos Paulus sal leer, om nie op onsself te vertrou nie,
maar op U, wat die dooies opwek tot die lewe. Ons kom bid vir elkeen wat vandag in hierdie kerkgebou is. U ken elkeen se omstandighede, elkeen se emosionele, geestelike en fisiese behoeftes. En ons dank U dat U ons Vader is wat in al daardie behoeftes voorsien en sorg, soos U wil en soos ons dit nodig het, tot ons beswil. Besonder kom bid ons vir Linda, die kinders, kleinkinders, al die familie en al die vriende. Ons vra dat U die stikkende harte sal heel maak, dat U die trane sal afdroog. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes in Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Johannes Ludovicus Barnard deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder ook met ons gaan. Die Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil graag vir ons die familiebrief lees, net voordat ek geleentheid gaan gee vir Chantay, Cecile en Dani, vir die laaste huldeblyk en bedankings. Na elke nag breek daar 'n nuwe dag aan. Na die koue van die winter volg die pragt van die lente. So ook na die aardse afskeid wag daar vir elke gelowige 'n blye opstanding. Ons geliefde het ons nie vir altyd verlaat nie. Hy het ons net 'n wyle vooruit gegaan. Hy het oorgegaan van hierdie verganklike wêreld na die ewige heerlikheid van God se teenwoordigheid. 'n Plek waar daar geen skeiding meer sal wees nie, waar tyd nie meer gemeet word nie, waar geen pyn, geen sorge, geen kwellings is nie. 'n Plek waar niemand ooit weer trane sal stort nie, want God self sal elke traan van ons oë afdroog. Ons harte is bedroef oor die verlies, maar ons gees vind rus in die wete dat hy nou in vrede en heerlikheid by die Here is. Dankie Here vir die genadejare wat U hom aan ons toegelaat het. Dankie vir sy liefde, sy lewe en sy voorbeeld. Ons eer U Here in ons rou, want selfs in die dood is U getrou. Altyd lief vir jou, Linda, kinders en kleinkinders. Ek gee dan graag geleentheid vir Chantay Barnard, Cecile Maree en Dani Maree vir huldeblyke en bedankings. Dink jy ken die mikrofoon, net die skakelaar 2 keer beweeg hoor. Hoor ek jou, tik hom nie? Nog nie, druk net daarbo nog 'n keer. Heel na die regterkant. As hy. Ik wil dat absoluut dus vandaag. Ik heb gezegd, ik wil, ja, gewoon, ik heb het ook
ging op het blad. En ik heb dus net zaken van zo gezien. Dat is ook niet meer. Dit is allemaal weer, als ik het wel oordoen. Die enkele vrienden gegeven dat kies om te draaien. Te zien hoe het voelt. En ik heb altijd geleerd wat ik moet staan. Ik weet dat heel graag is met goed gemaakt. Ik heb gewoon alles wat ik graag gezien. Er waren ook een vakantie van zo'n oma dat was 17. Ik heb daar aangekomen en gezegd, ik heb niet meer gekeken, want het was iets heel vandaag, het was een lucht in menselijk en dan had ik het laten wezen. Ik denk dat het was slim en ik sliep dus ik gewoon met toen dus kan ik dus niet aan te kijken om gewoon tijd, want ik had al geen slaap ik. De andere is heel goed geraakt en nog een slaap, krijg ik niet heel veel afdoen. En ik heb toen wakker genomen en aangekomen, vooral met het kanaal. Dat is wel een gewone kleine, maar ik heb geen antwoord. Dat was baie die vakantie, en ik heb de laatste keer dat ik geschreven heb, heel tijd geweest. En op die oude dan heb ik misschien één keer weg. Ik heb natuurlijk nog niet gezegd dat ik mijn laat wil, maar ik moet ook niet weer dat dwaling buffer omdat iemand wordt gefluisterd. Toen ik echt denk, ja, dat heb ik. Misschien dat is mijn leer gegaan met zo'n leer de gesasie van het als regel te doen. Ik probeer het te doen. Dat is gewoon een woordenspel, zodat ik ook weer een woorden zijn. Dat is soms allemaal waardeloos. Ik zie je ook nog 3 dagen achteruit gegaan is. Ik die ook nog op de hele vraag voor je. Daarom is het zo dat ik het dat het nooit is. Vandaar dat ik het in Nederland gepakt. Het is best wel mooi te zien dat ik lijkt dat het wat werkt en dat alles is ook mooi. Ik ga altijd even verstaan die automatisch op het wat dat een vraag is. Zeg ik gewoon ik zit erbij. Oké, is het vooral is. Maar dan zeg ik dat niet aan een verslag. Ik kwam van altijd terugslag in de stuin, waar ik dan even kom. Dat is mijn moeder echt. Bij de herstelling van mijn hulp, zijn gezondheid, het ongelukkig aan het verzorgen. Ik hoor niet benadrukken, dus ik kan naar het kijken. Mijn totale vuur, mijn verschoning van de cirkel, dat ik binnen de tijd ontwikkeld. Toen ik verder in de stuur gaan met het IC, dan wil ik ook wel even een week voor als iemand het daar was. Het kan niet boys weer naar allemaal sensorie geur doen. Zeker van een dag erbij, om met de stad naar een hoofd te zien. En blijkt dat ik stel en zei, ja, ik ook niet gaan als je daar was. Dus zei ik blijkbaar, en ik stel even om vandaag. Samen naar hij slaap te doen. Maar zijn zus kan naar vrouw. En secretaris waren mensen geliefd van de werk terug. En de laatste keer dat ik van de gepraat heb, de laatste keer dat ik gezien heb. De laatste keer dat ik van de gezien heb, is ik altijd zo uitbreid. Dus ik had weer gepoetst. Dus ik heb meestal ook even verwacht. En ik ben vanuit de aandacht gaan aflopen. Ons was die laat, heb ik die reacties gebeurd. Ik dacht eigenlijk om aan te groeien en zijn met de vrouw dat ze de liefde heeft. Hij zei, hij is wakker en zei voor mij, zei ik was wel ouder aan. Dat ik kom en ik was even zo op het wakker. Ik begrijp dat dit en alles gewoon niet is gebeurd. En dan heb ik het gelijk van heel veel raar was. Ik zou ook heel erg dankbaar wezen, zei gevraagd. Ik ga het ook op een vriend. En dan heb ik deze laatste keer het voor ons gezien. Dus ja, ik is wel blij. Iemand die altijd belang gesteld heeft, sterk en gezegd, geïnteresseerd was en allemaal alles te leren. En toen heb ik deze vraag gezegd, dat hij wel ook wel eens zullen jaren gespoord heeft. Dus ik eerder en voorrecht om de laatste kerstfeest en de laatste verjaarsdag samen te komen. Dat was een gegeven, maar dat ik nog achter was te circuleren en de studies, helpenschappen in wijsheid en de tijd.
Die was einfach, ja, das ist ein Kultur, die ist die beste Möglichkeit. Das ist ein Trainer, so das. Dit is allemaal met iets kostbaar genoeg, dat je altijd zal kunnen. Daarna het my gevra om my belewenis in my verhouding te doen. Ek was skoonsister en swager en vader geweest. En as ek dit sê, dan my hart wat ek vandag met julle wil deel, as ek in julle te vermoedig, is die vat die kostbare en koesterde, wat ons nie iets in jou hand, as ek iets gebeur. Ek praat van voor hy siek geworden. Toe hy siek geworden was hy broers. Ek praat van groot waan van voor hy siek geworden. En my en sy verhouding verskillik allemaal wat nie twee verhoudings saai. Maar ek en hy het 'n besondere verhouding gehad. Ek het altyd vir jaar gesê, ek en hy is 'n team. Ons sien kans vir barrières, en barrières en susters. Maar ek en hy is 'n team. En dan het ek altyd vir hom gesê, jy skoon, ek stoot jy voor, ek sal geafdraste. Maar ek het die meeste onthou, dat ek en hy so gestaan. En ek onthou daai groot lig, en is ek verlaat. Sy manier van lag, en hoe hy sê, ja, daai dag, en daai dag sê van hom. Dit was vir my so zwaar. Ek en hy het vredige verhouding gehad. Ons kon gelag het, en ons kon gesê, ons sien kans vir my lewens en susters. Ek onthou vir ons by Prinses Grant, en dit was waar die my lewens en susters was dit was die voorhuis muziekvak geloof. En maar hy was nie wel geweest daar geweest. En Linda was bekommerd, ons allemaal was bekommerd vir Johan. En ons sit daar hier en hoor is, ons is benauwd. En ek onthou, Linda die trap afgekom, en sy was opgeklits. Want Johan is ons scherp, en is eierwijs, en hy hardkoppig. En ons het allemaal was so gevoel. En ons was allemaal gespannig geweest oor hom. En eie aan hom het hy rustig die trap daar af, en kon verstoor. Maar ons mama was bekommerd, en Linda was opgeklits geweest, net reg. En ek het na Johan toe geloop, om te sê, ek dink jy nie na hospitaal gegaan. Hy het niks gesê, en ek het gesê, is my weg. Ek sê toe dan, gaan staan die kar, en Linda het tassie. En ek is al toe geloop, het sy baie vir hom gehelp aantrek. Hy het niks gesê, hy was so gelaat. Ek het sy hand gevat en ons het uitgeloop, uit die kar geklim, en sy kar. Dit was vir my kostbaar, daar van ek en hy. Alle keer het hulle by ons kom eet, Johan en Linda, daar was nog alle boetjes oor van my boetjes. Nee, ek onthou dit was na die val en
Alles was opgebouwd geweest. Maar Johan was opgewekt. Hy was so lekkeloos geweest. Hy het heerlik geëet. Weer skepie. En ek het hoormys gehad, waar ek het propperste chocolate saus gemaakt vir die hoormys. Rare chocolates in die hoormys. Nie alkoholse gegeven. En hy kom en hy sê, wat opgeskep die hoormys en van die saus sê. Hy sê, geef my van die Bisto saus aan. Net hy sê, dit is nie Bisto saus nie. Hy sê, geef my Bisto saus aan. Ek moes vir hom 'n doggy bag saam met my toegegeven. Ons het dit geniet, hy het gelak, hy was opgeruimd geweest. Maar 'n ander ding, wat ek van Johan onthou, dit is op Oester, dit het so uitgekom in die preek, dit het so uitgekom in die stemboodskap van hom. Toe Johan nog actief was met sy selfwoord, het ek gereeld boodskappies van hom gekraan. Lekker slaap, goeie dag. En toe later kry ek boodskappies van 'n versie of 'n geestelike gedagte het ek van hom gekry. Dit was vir my wonderlik van hom af. Ek het die genoeg dinge van erken en dankie. Ek het hom aangemoedig daarmee. Ek het hom ondersteun in dit wat hy vir my gegee het. Hy het gepraat en hy het uitgespreek oor die Here se genade en sy dankbaarheid daaroor. Hy het dit dikwels beantwoord vir my. En Christus se verlossing wat ons het in hom. En ek het gesê, hy het 'n geestelike verdieping. Ek en hy is nog meer spesiaal en nader aan mekaar. Ek het geweet en gehoor, hy is in 'n verhouding met die Here. Hy het sy foute gehad, maar ek het dit nie gehad. En ek gaan nog baie foute maak. Maar dankie vir vergifnis en die verlossing en genade en vervulskraag en ek ons tweede kanse kry. So my memories die Here is koester en draai dit in 'n hand saam. Want dis julle troos en julle vrede vir die pad nie vandag het ek nie voorgekom. Christus ons verlede, né? Ons bou op dit wat ons vandag het. En waarmee ons pad vorentoe gaan doen, om die vrede en die troos te kan doen vir die pad vorentoe. Vir my was hy uniek. Vir my was hy spesiaal. Ek sal hom onthou die groot Johan. Die laaste tyd was hy gewees. Dit was sleg om ons so te sien, maar ons twee het gebond en ek en hy was baie proud om ons te sien. Ons sien kans vir die pad. Ons kon sy lag en ons was net ver aan mekaar. Spesiale bond. My eerste gedagte dat hulle opgekom het, ons die boodskap hoor, was 'n gedagte wat ek moet leer. Dus ek nou daai vlak het ophang en ek het op die naam. Ek het 'n sagte smile gekry en ek het gesê, Johan, jy is so van hom. Ek is dankbaar. Onthou sy hare van my. Ek kan nie wees. Ek het nie meer iets te doen. Stop stil. Net voordat ek begin met die belangrings, dan gaan net die dominee sê, want wat is 'n slegte klank? Dit is 'n mooi klank. As hy is
Maar slegte plan is hy volk vir die derde keer wil staan. En ek wil nie eens vir my en ek dink ons op die wet vrou die antwoord dat sy so die hele vraag op die maar dat hulle nog my vraag om die belangrings te doen. Ek wil dit vraag dat hulle as nie een spesifieke volk op dat is wat soos gebeur het gegeven. Eerstens in ambulance niet die hele korte dat er geskryf die waren gestabiliseerd algemeen by Lankie. Die hospitaalpersoneel van Limpopo het ongevallen, die siening, die mediese sale, die jaar by Lankie. Die dokters, en spesifieke dokters uitgelou nie, maar het ook was op die afgelopen 2 jaar. En dan sê ek ook die dokters by alles wonderlijke familie en vrienden, thuisbesoeken, boodskappe en gebeuren baie dankie. Monika Jaap, wat by jou thuisverzorging gedoen het, baie dankie. Andrie Kotse, wat voor 'n lang tyd omverzorging gedoen het, baie dankie. Die leertijd, sonder die man van de relatie, die versen, ek het ook die ingestap gesien het, baie behoorlijk en mense, waar ek van de onder. Baie dankie was, dat baie lekker is. Ek wil nie sorg, vir die thuisbesoeke, die investering, besonders boodskap van vandag. Ek kan ons die getroostende woorde op kennis geneem, verharte geneem. Ons weet dat van een moeilijkheid voor is, maar ons weet waarvan ons op kan maken. En vooral as ons voel, swart voel, spesifiek, die situasie so mooi en sagtig hanteer, dat het ons makkelijk gemaakt het, so baie dankie dat die bronne en hanteer in die situasie by ons staat. Dit is altijd een visie naam. Die dames wat elke op my bediening in die naam, iets vir die keel, baie dankie, en aan my kinders, soort van liefde, hulp en bystand, dit is onbesef van ek het waardeer en koester. Alleen dat is nie die einde nie, ek het nog 'n opdracht gekry van kinders. Of vir jou dan gesê. En ek dink dit is so mooi opstel, ek het nie enkele woord van onderhoud. En ek lees het graag door. Ek weet nie, ek kan so mooi woord. Hartelijke bedanking aan ons moeder, met diepe dankbaarheid en broeder vir ons onderhoud en onderhoud. Dierbare moeder, ons liefde, toewijding en opoffering, ons deur die moeilijkheid gewaar. Uw ma, neem ons die stil prachtig fase laatste jaar. Die onmeetbare liefde en ongelukkige geduld, het die elke dag by sy syde gestaan. Deur siekte, pyn, skuld en herinnering. Het het soveel sorg en deur is naam gesien. Die eie behoefte is altyd op die achtergrond geplaas. Sodat hy makkelijk en met waarheid sy laaste dag kan beleef. Die liefde was nie net die troost vir ons, maar ook die voorbeeld vir ons allemaal, van wat het beteken om daarin gebruik te wees. Ons het gesien hoe jy met gevloer het, hoe jy sy hand vastgehou het, hoe jy saam met hom gebid het, en sy swakheid versterk het en weer die hoogheid van die mens. Jy liefde is liefde op sy diepste vlak te kende. Nie net die woorde nie, maar die dade. Geen woorde wat ek wil sê nie. Maar wat ek vandag met rechtdaad met jy sê, aan die man, dat die vir elke nacht die wakker gesit het, dat die vir elke kaan die skool uitreid het, dat die vir elke oomblik wat die gepaal gegeet, tot aan die einde sonder versluit. En sonder klag. Mag die Here jou seën in die hart verkoos, soos die ander slawe verkoos. Seën jou vandag en altyd. Vir die liefde waarmee jy ons Vader
se laas en beskerm en gedra. Met innige liefde en alweer. Bybel. Baie dankie Dani en Cecile en Chantay, dankie. Dit is nie maklik om hier voor te staan en praat nie. Het was makliker toe ek julle in my katekisasieklas gehad het en julle erediens moes hou as vandag, nee. Maar dit was so 'n bietjie opleiding daai tyd. Min het jy geweet, minder mense. Maar baie dankie daarvoor. En dan Dani en Cecile, ek wil ook namens Linda en die kinders vir julle sê baie dankie vir julle onbaatsigtige diens en omgee en al die bederf tydens sy siekte en al die besoeke, alles wat julle ook gedoen het. Dit word opreg waardeer, baie dankie. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Ek het 4 verse hier by my, maar ek sien op die blaadjie is net 2 verse, so die eerste en die 4de vers. Kom ons sing dan net die eerste en die 4de vers. Kom ons aanskou die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Kom ons aanskou die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons vreugde, want hy gee aan ons sy vrede. Kom ons sing vir hom 'n lied oor die verlossing wat hy bied. Ons Heer, die Here Jesus vir oorwinning oor die dood, die is koning, u regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. U is koning, u regeer. U is koning, u regeer. U is koning, u regeer. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Mag die Here julle trane afdroog en julle stikkende harte weer heel maak. Amen.